Vanoggend gaan ek aan met die boodskap van laas week. Dit gaan oor Jesus en my, die tweede gedeelte. Toe ons fisies as babas gebore is, het ons niks daarmee te doen gehad nie. Ons het niks gedoen om gebore te word nie. 'n saad en 'n eiersel het by mekaar gekom en 'n embrio is gevorm en dit het 9 maande ontwikkel. Ons is as die babas en die baarmoeders het niks te doen gehad met die vormingsproses nie. Na 9 maande is ons gebore. Dit was aan ons gedoen. Ons het geen rol daaraan gehad nie. In die geestesdimensie, met wedergeboorte, is dit dieselfde. Ons het Jesus in ons lewens ingevra en ons is wedergebore. Wedergeboorte is ook aan ons gedoen. Ons sondes is vergewe. Ons het 'n nuwe identiteit gekry. Ons kon niks byvoeg of doen om wedergeboorte te ervaar nie. The old life ends, a new life is born the moment that a sinner believes in the grace that is found in Jesus Christ. God's intention is to put a whole new life into the believer. 2 Korintiërs 5:17 sê, 2 Korintiërs 5:17 sê, therefore, if any person is engrafted in Christ, the Messiah, he's a new creation, a new creature altogether. The old, the previous moral and spiritual condition has passed away. Behold, the fresh and new has come. Dit is nie 'n wonderlike skrif nie, 'n pragtige skrif nie. Weereens is die wedergeboorte aan die gelowige gedoen. Skielik is die wedergebore persoon heilig en sonder gebrek voor Vader in liefde. Bevestiging kom uit Efesiërs 1:4. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Laasweek het ons gepraat oor hoe Jesus in ons leef en hoe ons deur hom leef. Jesus leef in ons en die Heilige Gees is ook in ons om ons te leer van hierdie kosbare Jesus wie in ons leef. Ons leef nie meer deur die karaktereienskappe wat ons van ons fisiese vader en moeder gekry het nie. Ons het hulle met bekering begrawe en ons het met Jesus beklee. Met ander woorde, ons het nou sy geaardheid. Ons het sy eienskappe in ons nuwe lewe. Ons het dit natuurlik bevestig om deur die doopwater te gaan, waar ons die ou geaardheid van die ou mens begrawe het en ons het opgestaan met Jesus in ons as 'n nuwe mens. Daar moet tog 'n verandering in 'n persoon se lewe kom as Jesus in hom ingebore is. Die oue het verbygegaan, alles het nuut geword. Die familie wie ons nou ingebore is, het nie kwale wat oorgedra kan word nie. Die familie wie ons nou aanbehoort is gesond. Na ons wedergeboorte is ons nuut, al is ons slegs pasgebore babas. Die woord en Heilige Gees is aan ons gegee om ons te kom leer oor hierdie nuwe identiteit wat in ons gebore is. With our rebirth,
Grace and truth came into our lives through Jesus. Jesus is die beeld van Vader se genade en waarheid, en nou leef hy in ons. Met ander woorde, met Jesus in ons, is ons ook die draers van Jesus se genade en waarheid. Jesus is die wynstok, ons is die lote, wat deur die wynstok se are vloei, sal ook deur die loot se are vloei. Toe Jesus op aarde was hy die beeld van genade en waarheid. You see, my brother and sister, grace is freely given by Jesus, and this grace is in us. Grace is undeserved love we receive from Jesus, and this undeserved love is in us to give. Grace was quick to forgive in Jesus, and so should we be quick to forgive. Grace is the help of God that we receive. Genade word vrylik gegee, dit kan nie verdien word nie. Deur genade ontvang ons onverdiende liefde van ons Vader af. Deur genade ontvang ons vergifnis en hulp van God. En waarom kan ons dit nie deurgee aan iemand nie? Ons behoort dieselfde liefde en genade te kan gee, omdat Jesus in ons is. Uit ons eie is dit soms moeilik om te vergewe, maar met Jesus in ons kan ons vergewe. Verseker word daar dinge in ons lewens ervaar, ons dinge wat aan ons gedoen word, wat nie regverdig is nie, wat nie reg is nie, maar omdat Jesus op die kruis kon sê, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie, en dieselfde Jesus in ons maak het ook vir ons moontlik om te sê, Vader, vergewe hulle weet nie wat hulle aan my gedoen het nie. In the Greek language, the name for grace is charis. Grace is mentioned 128 times in the New Testament. 128 times, grace. The Old Testament, as we know, is the law book that presents God as a judge of His people, ruling them strictly according to the law given to Moses. This was completed when Jesus died on the cross. Romans 5:17 sê die volgende: Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, hy verwys na Adam, né? Ek weer lees, dis Adam waarvan gepraat word. Want as ten gevolge van die misdaad van die een, Adam, die dood geheers het deur die een, Adam, veel meer sal hulle by die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Uit ons eie krag, my boetie en sussie, was dit nie moontlik om die wet te onderhou nie, en so het sonde geheers. Maar met ons nuwe natuur, met Jesus in ons, is ons geroep en word dit van ons verwag om te heers oor sonde. Die krag om sonde te oorwin is nie in ons vermoë nie. Die krag om sonde te oorwin is in die kruis te vind en deur Jesus Christus wie in ons woon. Die genade wat van Vader af gekom het, word ons bron van krag, en daarom roem ons nie in ons eie vermoë nie, maar in God se genade wie in ons woon. Grace and victory over temptation is from Jesus, living in the believer. Daar is niks menslik moontlik wat ons kan byvoeg nie. Genade is Jesus wie in ons lewe. Genade maak van ons die gelowige geregverdig voor Vader. God does not wait for the believer to become righteous. His grace makes every believer righteous through Jesus in them.
Our attempt to self-righteousness through works is referred to as dirty, filthy rags. 1 Corinthians 1:30 confirms, but it is from him that you have your life in Christ Jesus, whom God made our wisdom from God, our righteousness, thus making us upright and putting us in right standing with God, and our consecration, making us pure and holy, and our Redeemer, our redemption. Everything through Jesus, nothing that we can add. We can add nothing to our salvation. It is only through grace and the completed work of Jesus Christ on the cross. Dit is so dat genade was al in Paulus se tyd misbruik. Sommige het gedink dat hoe meer hulle sou sonde, hoe meer genade hulle sou ontvang vir vergifnis. Maar deur genade, met Jesus wie in ons woon, wil ons nie sonde doen nie, omdat ons lief is vir hom en hom slegs wil gehoorsaam. Sal ons vir hom, die Heilige van Vader, verenig met dronkenskap? Sal ons vir hom, die liefling van die hemel, verenig met 'n prostituut? Nee, verseker nie. Galasiërs 2:20 herinner ons, I have been crucified with Christ. In him I shall share his crucifixion. It is no longer I who live, but Christ, the Messiah, lives in me. And the life I now live in the body, I live by faith in, by adherence to, and reliance on, and complete trust in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. Christus leef in ons, my boetie en sussie. Heilige Gees is in ons. Hy seël ons. Hy leer ons van die Christus wie in ons leef. Ons identiteit is in Christus. Die oomblik dat 'n sondaar glo en in die liggaam van Jesus geplaas word, kan daar niks bygevoeg word nie. Die sondaar is perfek gered. The body of Christ is made up of many members. The Bible encourages the church to get together, whether it is in a building or in a house or under a tree. It does not matter where they get together, because in their gathering He will be present. Kolossense 1:18. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgebore uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Vers 19. For it has pleased the Father that all the divine fullness, the sum total of the divine perfection, powers and attributes should dwell in him permanently. Die ganse volheid woon in ons deur Jesus Christus, wie in ons woon. Daar is niks wat aan genade bygevoeg kan word nie. Ons redding is volmaak gesleutel in die prys wat Jesus betaal het. The Christian lifestyle is based only on the completed work on the cross. Nothing can be added. Ons verstaan en ons aanvaar dat ons in Jesus is en dat hy in ons is. 'n belangrike aspek van die Christus in ons lewe is dat ons in Jesus se geloof kan staan. Hierdie is miskien 'n bietjie vreemd. Dit klink miskien net vir u of 'n bietjie nog nie daarvan gehoor nie. 'n belangrike aspek van die Christus in ons lewe is dat ons in Jesus se geloof kan staan. Nooit weer hoef ons te dink dat ons geloof nie genoeg is nie. As Christus in u woon, is u geloof genoeg. Onthou jy vir Jairus, wie se dogter gesterf het, toe hulle die nuus ontvang, het Jesus dadelik vir die pa gesê, moenie vrees nie, glo net. Toe roep Jairus uit en hy sê, help my in my ongeloof.
En dis presies wat Jesus gedoen het. Jesus het kom help met ongeloof. Daarom kan ek en nie vandag in Jesus se geloof staan. Met ander woorde, as ons voel ons sukkel met ongeloof, ons het daaroor gepraat voorheen, geloof trek in hierdie rigting, maar ongeloof trek ons terug in hierdie rigting. As ons sukkel met ongeloof, kan ons onsself versterk in Jesus, omdat ons weet, hy is in ons. Om hierdie waarheid te sien, moet ons 'n bietjie dieper in die woord indelf. As jy my sal verdra vir 'n rukkie, kan ons die volgende skrifgie gaan, Galatians 2:16. Hierdie kom uit die konkordansie uit. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus. As jy mooi oplet, sal jy sien of Jesus het net een kode, so hulle het nie of apart gesit nie, hulle het dit gekombineer. So hulle praat duidelik of the faith of Jesus. The faith of Jesus. Ek net gou my plek kry, so Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ. Wie is die of nie apart nie, hulle spesifiek die geloof van Christus, die geloof van Jesus. And not by the works of the law, for the works of the law shall no flesh be justified. So what I want to point out here is the faith of Jesus, die geloof van Christus. Kom ons gaan na Galasians 3:22, die volgende ene. But the scripture has concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus, weer eens duidelik, it's of Jesus, the faith, Christ might be given to them that believe. Kom ons gaan gou Filippense 3:9 toe. And be found in him, not having mine own righteousness which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteous which is of God by faith. My boeties is die punt wat ek wil maak, en hierdie punt is verlore in vertalings. As jy hierdie gaan kyk in ander vertalings, sê dit nie so nie. Daarom gaan ons na die oorspronklike toe om die punt te maak. Die punt wat ek wil maak is dat ons het Jesus in ons. En daarom kan ons ook in die onwankelbare geloof van Jesus staan. As jy in 'n situasie kom waar voel my geloof kan nie hierdie hanteer nie, dan beroep ons op die geloof van Jesus Christus wat in my is, beveel ek hierdie. As ons eie geloof wankel, dan staan ons op die vaste geloof van Jesus, wie in ons is. Omdat Jesus die lewe van die Christen is hy alles vir ons. Jesus gaan nie 'n gedeelte van homself van ons wil weghou nie. Hy leef dan in ons en deur ons, leer die woord. A born again believer has the faith of Jesus living in them. We cannot earn or do works to become a good Christian. Christianity is based solely on the finished work of Jesus on the cross, and nothing can anybody add to that. Die stryd wat ons gereeld het is met ongeloof. Ons het geloof, maar ons voel dit is soms nie genoeg nie. Ons weet dat twyfel en vrees is 'n strategie van die bose. Ons het nie 'n gees van vreesagtigheid ontvang nie. Ons as gelowiges het Jesus se geloof in ons ingebore. Natuurlik as 'n Christen gaan ons hemel toe. Dis die voltooide werk van Jesus op die kruis. Dis fantasties, maar daar's soveel meer as net hemel toe. Om Jesus te leer ken as ons lewe nou, is 'n liefdesverhaal en dit is Vader se hart vir ons. Christianity is a finished work. The work was finished by Jesus on the cross. By adding any requirements, by adding any laws, any doctrines to the finished work, diminishes the cross. As ons enige wette of reëls bysit om 'n Christen te wees, is ons besig om die boodskap van die kruis te ondermyn.
Die reëls en vereistes voor te hou om 'n Christen te wees, is ons besig om die kruisiging van Jesus te ondermyn. Ons is gered deur genade alleen, en dit is dit. Geen mens, geen kerk kan enige vereistes vir redding byvoeg nie. Ons het oor en oor herhaal, my broers en susters, die afgelope 2 weke, dat Jesus in ons is, ons leef in sy genade vloei deur ons, hy is die wynstok, ons is die lote. Omdat Jesus in ons leef, oorwin ons enige ongeloof, en ons staan vas, al is dit in sy geloof. Ons kan niks byvoeg aan die voltooide werk op Golgotha nie. The blood of Jesus continually, this is amazing, the blood of Jesus continually cleanses us from all sin as we walk in the light and as we live daily in the understanding of the scriptures. 1 John 1:7 confirms, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Hy kon nie weer sterf vir 'n sonde wat jy môre gaan doen nie. Terwyl ons in sy weë wandel, word ons sondes vergewe. Terwyl ons in die lig wandel soos Jesus, word ons lewens aanhoudend gereinig van sonde. Ek wil begin om af te sluit. Almal wie wedergebore is, het Christus in hulle. Daar is geen ander redding nie. Christus in ons is ons nuwe identiteit. Christus in ons is ons nuwe lewe, wat ons nou lewe. Galasiërs 2:20, ek herhaal net, dit is so pragtig. I have been crucified with Christ. In him I have shared his crucifixion. It is no longer I who live, but Christ, the Messiah, lives in me. And the life I now live in the body, I live by faith in the adherence to and reliance on and complete trust in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. Guys, net 'n halleluja. Daarom kan ons genade bewys. Daarom kan ons genade bewys aan mense wie dit nie verdien nie. Daarom kan ons vergewe. Daarom kan ons in Jesus se geloof staan. Nie uit ons eie vermoë nie, maar omdat Jesus in ons leef. Terwyl ons in die lig wandel soos Jesus, word ons lewens aanhoudend gereinig van sonde en word ons deur Vader aanvaar as sy kinders. Amen en amen. Kom ons bid net saam. Vader, dankie vir die openbaring uit u woord uit. Dankie vir die waarheid, Here, en mag u die naprediker wees van Christus wie in ons leef, dat ons die beelddraers is van die liefling van die hemele. O Here, laat ons lewens deur die gelei sal hê deur die woord en deur die Heilige Gees wie in ons woon. En ons weet, Here, alles begin met wedergeboorte. Alles begin, Here, die dag as ons erken, ons het 'n redder nodig. Die dag as ons erken, ons kan nie self nie, ons het nie nodig en ons gee oor aan nie en ons word gebore as 'n nuwe baba, geregverdig voor Abba Vader. Oh, what a wonderful God we serve. What a wonderful God you are, Lord. We just love you and we just worship you. We just want to bow down before you, give you the honor and the glory, and just magnify your wonderful, wonderful name. And I pray it in the wonderful name of our Lord and Savior. Amen.